Dit is my so special om te dink dat hy kies om vanaand tussen sy kinders te beweeg. Want hy kyk net na harte wat gerig is op hom. Here, en ons wil net acknowledge, we feel you. We feel you. Here, en is 'n voorreg om U te kan voel. Is 'n voorreg om bewus te raak. En U is so welkom hier in ons midde. U is so welkom. Ons is so afhanklik van U, Here. Here, en ons maak net ons harte en ons verstand en ons oë en ons ore oop. Kom praat met ons, kom werk in ons. Jesus. Amen. Dankie band, dit was baie mooi. So, ja, ons journey, julle weet ons journey die afgelope paar weke deur die 7 kerke in Openbaring en ons is nou by deel 6. En ons doen 'n baie deeglike journey. So as jy een van die dele gemis het, ek wil jou regtig encourage, gaan luister daarna want daar's 'n boodskap van wat die Here vir ons wil sê en wat jy moet huis toe vat en waarmee hy besig is en wat moet ek hoor? Wat moet ek ter harte neem? Wat is dit wat die Here mee besig is in ons midde? Nou, ek sê altyd, wat ek net so 30 jaar terug my hart vir die Here gegee. En weet julle, dit is een van die beste avonture wat jy kan kies, is om jou hart vir hom te gee en om hierdie pad saam met hom te stap. En ek sê altyd, as jy daai besluit maak, dan gee hy ook sy woord vir jou en dit is soos 'n lewende padkaart wat hy in jou hand sit. Dis lewend, want die woord sê dis lewend. En hy sit hierdie padkaart in jou hand en dit gee vir jou die pad na die lewe en hoe jy dit moet uitstap met hom. En ook hoe om jouself te herontdek en om jouself te vind. So, ons is by hoofstuk 2 van Openbaring, vers 18 tot 29. En elkeen, ons het nou mooi gewerk deur elkeen van die kerke en ons weet elkeen dra 'n besonderse boodskap vir ons. Ons weet Efese se boodskap was, moenie jou eerste liefde verloor nie. Beskerm jou eerste liefde, daai eerste liefde wat jy vir Jesus gehad het, hou vas daaraan. Smyrna, Zia het met ons gepraat oor Smyrna. Smyrna was daai gemeente, hulle het volhard, hulle was getrou, maar hulle moes baie verduur. So hulle is vir ons 'n boodskap, as ons dalk in daai tyd ingaan van, joh, dit is swaar, dit is moeilik, maar staan vas. Verlede week het ons oor Pergamos gepraat, en ek moet sidder as ek die name so uitspreek, ek dink ek spreek hulle heeltemal verkeerd uit, by the way, maar julle bly daarin by. So Pergamos het gegaan oor die kompromie wat ons met die wêreld maak, en hoe gevaarlik dit is, om kompromie met die wêreld te maak. Jesus roep ons om aan hom vas te wees. Nou, vanaand, ek het eintlik vir julle mos so 'n oulike opsomming ook gegee van die 7 kerke, julle sal onthou, en hy praat van die 7 kerke, maar vanaand kyk ons na die 4de kerk, die kerk van die Nicomaisia Thyatira, wie wil dit 'n go gee, wie weet, hoe word dit eintlik uitgespreek? Maar hier kry ons weer eens 'n gemeente waar Jesus baie dinge van praat. Maar onthou as ons luister na hierdie boodskap van die 7 gemeentes, dan luister ons nie na, hy praat net met 'n groepie wat niks met ons te doen het nie. Hy's besig om met jou te praat vanaand. Maak die boodskap vir jouself. En wat is hierdie boodskap? Hy gee vir hierdie kerk ook wonderlike dinge wat hulle reg doen. Maar dan sê iets wat Jesus iets sê, hy sê daar's iets wat ek teen julle het. Ek het dit teen julle.
En dit wys vir ons, jy kan baie dinge reg doen. Want as jy gaan begin met daai commendation van hierdie kerk, jy kan baie dinge reg doen. Maar as daar iets is wat skeef trek, dan wys die Here dit vir ons uit en hy verwag van ons om 'n verandering te doen. Dit het my eintlik laat dink aan daai Afrikaanse gesegde wat sê wat bo stink, wat bo blink onder stink, nê. Julle ken daai ene, nê? Dit beteken jy lyk te pragtig hier aan die buitekant. Maar binnekant is dit nie so pragtig nie. Kan. En dit is baie gepas as jy na hierdie kerk kyk, want dis presies waarvan hy beskuldig word. En so ons gaan begin wegspring Openbaring 2 vers 18 en ek quote uit die New King James Version. So die opskrif is inteendeel van hierdie kerk, the corrupt church. So dit praat van 'n vrotheid wat in hierdie kerk ingekom het. En met ander woorde, die Here is soos vanaand, wat is vrot in jou lewe wat jy van ontslae moet raak? Nou die gemeente, hierdie was vir my baie interessant, die gemeente van Thyatira was onder die heerskappy van Rome in daai tyd. Ons weet, hulle het in Rome in daai tyd was hierdie gemeentes aktief. Maar het julle geweet, hierdie gemeente was bekend as wat hulle noem 'n papal church. 'n papal church is 'n pauslike kerk. Okay? So eintlik hierdie kerk word verbind met die Rooms-Katolieke kerk. Die ontstaan van die Rooms-Katolieke kerk. Wat baie interessant is. So iets in hierdie kerk het amper half 'n bietjie skeef gedraai en van daai elemente is wat ons vandag nog in die Rooms-Katolieke kerke sien. En ons weet, as ons kyk na die Rooms-Katolieke kerk, daar het ander elemente ingekruip wat nie verhoog moet word of aanbid moet word of die plek toegegee moet word wat dit moet toegegee word. En nou nog hierdie paus een of ander baie hoë posisie. So ons kan sien het iets skeef geloop in daai tyd. So weet maar net dit is waarvandaan of waarna toe hierdie kerk oor tyd tot stand gekom het, is die Rooms-Katolieke kerk. So is net interessant om dit in gedagte te hou, want dit is die agtergrond ook van wat Jesus begin sien het loop skeef in hierdie kerk. So, en onthou wat ek gesê het, julle sit mos nou hier lekker vroeg, Breiding, jy gaap nou so lekker, gaan jy sommer 'n vraagie vra. Nou sit ek op die spot. Ek het mos gesê daar's 6 dinge in elke brief, nie? Waarmee begin die briewe altyd? Kan julle onthou? Ja, hoor, jy gaan jou reg help tog. Wie Jesus is. Wie Jesus is. Volpunte. So elke brief openbaar die Here homself aan ons, een van sy elemente. Nou in hierdie kerk spesifiek, en hierdie is net so interessant, hy sê, these things says the Son of God, who has eyes like the flames of fire and feet like fine brass. Maar weet julle wat's baie interessant? Openbaring 1 vers 12 praat van die seun van die mens, the Son of Man. Maar in hierdie kerk kom hy en openbaar homself as the Son of God. So daar's 'n verskil. En ons moet onsself afvra, hoekom is daar 'n verskil? En julle, dit is so interessant. Want ons sien hierdie terme in die Bybel die hele tyd. The Son of God or the Son of Man. Het julle al daaroor gedink? Nou wat ons moet verstaan as ons die seun van die mens, Son of Man hoor, dan praat dit van die lam aspek van wat God kom doen het. Wat het hy gedoen? Hy het gekom na ons wêreld toe as 'n verlosser, as 'n dienaar. Hy het homself geoffer. Maar hy het in ons menslikheid gekom. He came as the Son of Man. Hy het in menslikheid gekom. Hy weet, hy ken ons struggles. Hy's nie onbekend daarmee nie, sê die woord. En dis hoekom, as ons kyk na the Son of Man, dan sien ons die lam aspek. Hy was net mens. Hy was fully God, maar hy was net mens. Hy het nie enige ander kragte gehad as wat ons het nie.
toe hy gekom het. Nou, seun van God, want soos wat hy in Openbaring geopenbaar word aan hierdie kerk, wat praat dit van? Dit praat van die leeu aspek van Jesus Christus. Dit praat van sy divinity. Dit praat van God, Jesus wat sit aan die regterhand van God. So dit praat van mag en gesag. So ons praat dadelik van hierso verkom die Here na hierdie kerk toe en hy kom in die vorm van die Son of God. Want hy is besig om homself as regter bekend te stel aan hierdie kerk. Hy kom ook met oordeel, want wat het ons geleer van die oë wat soos 4 vlamme is? Dit sien deur alles, in 'n oogwink sien dit alles. Daar's niks vir dit verberg nie. Dieselfde, die voete van the feet of bronze, waarvan spreek dit? En onthou, Sia, jy's mos lekker wakker. Oordeel. Sodra jy brons sien, spraak dit van oordeel. So in hierdie prentjie kom Jesus en hy kom na hierdie kerk in 'n baie ernstige prent in terme van ek kom om julle te oordeel oor iets. Maar ons moet ook verstaan as ons Jesus sien in hierdie prentjie vir ons wat ons harte vir hom gegee het, spreek dit nie van oordeel nie, dit spreek van verlossing. Maar dit spreek ook ongelukkig van as iets skeef is, dan kom hy en hy gee jou 'n geleentheid om dit reg te trek. Want hy kom in hierdie prentjie as die leeu. Hy kom as die regter. Nou, waarom kom Jesus om hierdie gemeente te oordeel? Hoekom? Ons praat hierso van dis 'n waarskuwing wat kom, want onthou wat sê ons elke keer, elke gemeente doen iets reg, nê? Jesus wys hulle inteendeel uit op iets wat hulle reg doen. So as jy kyk na Revelations 2 vers 9, dan kom hy by, I know your works, your love, your service, your faith, and your patience. We're already commendations wat hierdie spesifieke kerk kry. En onthou die Here kan dit dalk van jou sê, jy het love, jy het service, jy het faith, jy het patience. Dis wonderlike werke en die Here sê, I know your works. En dan kry hulle nog iets by, want Jesus praat hierso van the last are more than the first. So wat beteken dit? Dit beteken dat ons actually groei. Julle bly nie net gestak nie, julle groei actually. Dit wat julle doen is actually besig, julle groei daarin, daar's 'n maturity. So hulle staan ook nie stil nie. So mense dink, hierdie kerk doen goed, of is dit as dit 'n individu was, wow, dis amazing. Die persoon lyk regtig solid. So as Jesus kom in sy oordeel, wat is dit wat hulle nie raak sien nie? Wat is dit wat hier so skeef is? En dis die waarskuwing, en dit is eintlik 'n waarskuwing aan elkeen van ons. Want weer eens, dit help nie, jy lyk so goed aan die buitekant nie. Maar daar's iets aan die binnekant wat nie reg is nie. En Jesus se 4 vlam oë sien deur alles. Hy evalueer alles en hy het 'n perfekte prentjie van alles. So waar skiet hulle te kop? Revelations 2 vers 20. I have a few things against you because you allow, en ek wil hê julle moet fokus op daai woordjie, because you allow, the woman Jezebel, who calls herself a prophetess, to teach and seduce my servants, to commit sexual immorality and eat things sacrificed to idols. En hier verander die hele atmosfeer. Jesus sê, ek sien die goeie, maar daar is iets wat julle toelaat, iets wat julle tolerate in julle midde. En wat is dit? Julle verdra daardie vrou Isabel. Jezebel. In die woord sê dit Isabel. Isabel, okay, jammer julle my uitspraak alweer. Isabel, dis Isabel. So ek weet in die Engels is dit Jezebel, Isabel. Okay. Jesus sê dat sy haarself 'n profetes noem en dat sy haar die diensknegte
leer en hulle inwy in iets, in seksuele onsedelikheid en die eet van voedsel wat aan afgode geoffer is. So die probleem is nie bloot dat iemand in die gemeente was wat verkeerde lering gehad het nie. Die probleem was hier, so die gemeente het dit toegelaat. They allowed it. Daar was iets wat verkeerd was in hierdie gemeente en die kerk het dit toegelaat. En my vraag aan jou vanaand is, en ons moet elkeen onsself dit vra, wat laat ek toe in my lewe? Wat is dit wat ek maar net tolerate, maar God se woord staan teen dit? Wat verdra ek nie? Want jy sien hierdie boodskap is presies dieselfde as Jesus met ons praat. Ja, jy doen al hierdie wonderlike dinge, but you are allowing this. Nou, wie is Jezebel? Okay. Sy is die vrou van koning Agab van Israel. As jy gaan kyk na die Ou Testament, en sy was totaal en al verbind aan Baal aanbidding. Dit was afgoderry. So as jy kyk na hierdie naam, dan moet jy dadelik dink aan afgoderry. Nou, sy die Agab die koning verlei en die hele volk, en hulle het almal verval in afgoderry. En ons weet Elia se groot stryd was teen haar en haar man. Nou, 1 Konings 18 vers 21 sê Elia op 'n stadium vir die volk, as gevolg van hierdie afgoderry waarin hulle verval het. Hy sê vir hulle, hoe lank hink julle op 2 gedagtes? As die Here God is, volg hom. As dit Baal is, volg hom na. En ek weet, in ons wêreld beteken Baal nou nie veel vir ons vanaand nie. Maar dit beteken jy sit nie met 'n afgod in jou lewe wat jy besig is om te agtervolg of om voorneer te buig. En dit kan enige iets wees. Dit kan van die addictions wees wat Richard nou die aand oor gepraat het, of 'n persoon in jou lewe, of geld, of sukses, of wat dit ook al is, wat vir jou 'n posisie inneem in jou lewe. En dis presies die probleem met Thyatira. Hoe lank gaan hulle probeer om Christus te aanbid en terselfdertyd iets anders volg of byvoeg by Jesus Christus? En die vraag is, watse afgode is daar in ons lewe wat ons dieselfde mee doen? Wat is die sien het my heeltemal gegooi met hierdie naam, is Jezebels in ons lewe, die Jezebels, die Jezebels. Wat is die Jezebels in jou lewe? Wat is die Jezebels in jou lewe? Want hulle is gestuur om jou te vervreem van God. Dit is die doel, dit is daai gees, dit vervreem jou van 'n opregte navolging van Jesus Christus, ons verlosser. En die vraag is regtig, wat tolereer jy? Wat tolereer jy in jou lewe? En jy weet, hierdie goed kom baie so saggies, hy sluip so saggies in, en voordat jy jouself kry, is jy baie ver weggevoer van die oorspronklike waarheid. They tolerated it, en dit het baie mislei, want jy hoor later in hierdie selfde stukkie praat Jesus van die kinders van haar. Nou, hy praat nie hierso van fisiese, biologiese kinders nie, hy praat van geestelike kinders. Wat beteken dit? Iemand wat met afgoderry besig is en 'n klomp ander mense in dit inbegelei en hulle leer om in dieselfde lering in te verval. So dit kom basies daarop neer. En as jy gaan kyk ook, nou ons weet hierdie stukkie praat van seksuele onsedelikheid of hoerery, maar dit beteken nie in hierdie tyd dat dit praat actually van iemand wat met iemand geslaap het nie. Ek seker dit het dit ook ingesluit. Maar ons moet weer eens kyk na die Bybel. As die Bybel praat van hoerery, nê, en onsedelikheid, as dit kom by van God se verhouding met sy volk, wat beteken dit altyd? Afgoderry.
So dis die waarskuwing by hierdie gemeente. Waarby is julle betrokke? Wat nie suiwer die evangelie van Jesus Christus is nie. So ons moet weet, dit is waaraan Jesus hulle oordeel vanaand. En wat is afgoderry? Want onthou, jy moet dit relevant maak vir jouself, vir vandag. Wanneer 'n mens wat in verbond met God probeer leef, homself geestelik aan iets of iemand anders verbind. En dit kan 'n klomp goeders wees. Nou, Jezebel probeer die gemeente terugtrek in afgoderry. Want onthou, die gemeente is gestig uit die pure, eenvoudige evangelie van Jesus Christus. Hy het gesterf vir jou op die kruis en hy het opgestaan. En daarom het jy die ewige lewe. Daar is geen ander dinge wat jy moet doen om jou redding te kry nie. Maar in hierdie kerk het daar 'n paar dinge begin half mix in wat in hierdie gemeente begin. En as jy gaan kyk na die agtergrond en die ontstaan van die Rooms-Katoliek, kan jy sien hoe ver skeef dit getrek het in iets wat dit nie moes gewees het nie. En dit bring na ons na toe vandag. En daar's twee goeders wat vir ons as 'n gemeente of vir ons as persone wat ons moet voor versigtig wees. En die eerste ding is, jy kan nie iets doen om jou redding te verdien nie. Jesus het vir jou gesterf. Dis nie Jesus en die kruis plus iets wat jou vry maak nie. Dis net sy dood. Dis net sy bloed wat jou vry maak vanaand. Daar is nie 'n nog iets by dit nie. En enige iemand wat vir jou probeer sê, jy moet al hierdie ander goedjies doen om gered te word, is seriously missing the plot. En jy is besig om in iets anders in te verval. En dieselfde met waar ons terugbeweeg na godsdienstige rituele en dingetjies en ons sê, dit lei ons na redding, of dit het 'n impak op ons salvation. Ons sien dit baie mense wat terugval in Joodse rituele en tradisies en vashaak daaraan is, jy is nie 'n ware Christen as jy nie in hierdie goeders glo nie. En ons moet baie versigtig wees, want as jy kyk na die oorspronklike kerke, dit was nie deel van hoe hulle aan mekaar gesit is nie. Want die nasies wat dit begin het, dit was nie Joodse nasies nie. Dit was Gentiles, net soos ek en jy wat nie 'n cooking clue het nie. Hulle moes net Jesus Christus aangeneem het, hom aanvaar het en hom gevolg het en God se woord geneem het. So dis die eenvoudigheid. En Jesus sê dit in Johannes 14 vers 6. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. So Jesus kyk na hierdie gemeente en hy sê, "Joh, julle het baie klomp mooi werke, maar hier onder julle is iets vrot en is iets besig om seriously skeef te trek, want hier is 'n afgoderry." So ek kan nie help om te dink dat dalk was hierdie vrou dalk half aanbid, of het sy dalk, en onthou as ek nou praat van die vrou, beteken nie noodwendig dis 'n fisiese vrou nie. Ons praat hierso van 'n klomp simboliek wat in daai tyd baie duidelik was. So dit kan wees, is enige iets wat die suiwer evangelie van Jesus Christus begin twist het in ander rituele en tradisies en mense. As ons kyk na Rooms-Katoliek, deur Maria, jou rosemary kruis, jy moet 'n boetebetaling doen vir sonde. Dis daai goedjies wat die hele kerk skeef getrek het en waaroor ons moet versigtig wees. En nie bly by die suiwer evangelie van Jesus Christus. En wat sê Jesus dan in Revelations 2 vers 21? Hy sê vir hulle, I gave her time to repent, but she did not repent. So hy het hierdie kerk gewaarsku, hy het vir hulle begin wys, dit wat hier aangaan, is nie van my af nie. So as ek daarna kyk, hy het definitief seker mense oor die pad van hierdie kerk gestuur, om vir hulle te wys, dat hulle verval in 'n dwaalleer, 'n tipe van afgoderry, wat nie die ware evangelie is nie.
maar daar was nie repentance nie. En wanneer iets anders die plek van Christus inneem, dan praat ons van afgoderry. En dit is hoekom ons vandag nog hierdie stelsel van 'n Rooms-Katolieke stelsel nog het. Want dit was aanvaar en niemand het teen dit gespreek in daai gemeente nie. So dit was net toegelaat, it was just tolerated. Maar daar's ook gevolge aan ongehoorsaamheid. Revelation 2 vers 22 praat Jesus van I will cast it into a sick bed en hy praat van 'n great revelation. Nou is baie interessant. As jy iets wil kyk in die woord en jy wil dit verstaan soos 'n siek bed, dan moet jy gaan terugkyk waar's die konteks waar dit vandaan kom. En hierdie konteks van 'n siek bed het eintlik te doen met Ahazia, Agab en Jezebel se seun. Het julle dit geweet? Want in 2 Konings 1 vers 2 tot 4 het die man, hy het geval deur 'n tralie venster en hy het homself erg beseer en raai wie stuur hy toe? Hy stuur toe sy raadgewers na Baalgode om te raadpleeg of hy gesond sal raak. En dan sê die Here vir Elia, gaan ontmoet hierdie raadgewers en sê vir hom, omdat jy nie God raadpleeg nie, sal jy op hierdie siektebed bly. Okay? So, en jy sal sterwe. So is baie interessant, dis hoekom in hierdie hele konteks van Jezebel, kan jy hoor die siekbed wat in konings te doen het met die hele storie. Dit kom alles op dieselfde. Julle wil nie my volg nie, julle volg iets anders en julle raadpleeg iets anders. Kan nie help om te dink nie, Richard het ook nou die aand daaroor gepraat. Wie raadpleeg jy as jy siek is? Raadpleeg jy die Here eerste? Vra jy hom? Hoor jy by hom? Of raadpleeg jy eers iets anders eerste? So belangrik, nie? Wie raadpleeg jy eerste? Want Ahazia was hieroor aangespreek. So dit is dis die konteks van die siekbed, is, julle volg my nie en daar's serieus geestelike gevolge as jy my nie volg nie. En dit kan lei tot siekte en verwoesting en dood in jou lewe. Dis 'n realiteit. En dit is wat Jesus hiervan praat. As jy aangaan met jou afgoderry, gaan hierdie goeters wat in jou lewe aangaan, wat spreek van verwoesting en dood en chaos, jy gaan daarin bly vasbly. Want jy kies nie om my as God en Here te volg nie. So, ons kan maar weer eens kyk na God se hart agter dit, want net daarna sê hy, unless they repent of their deeds. So nog steeds trek hy nie 'n finale lyn nie, hy sê nog steeds, unless you repent. En dis my altyd die mooiste van God se hart. Sy hart is nie om te straf nie. Dis nie sy hart nie. Maar hy sê, dan moet jy ag gee op dit wat ek tot jou spreek. Want anders is jy oorgelewer aan geestelike verwoesting. En dit is nou maar die vyand se grond. Hy kom om te steel, te verwoes en dood te maak. Want jy kies om nie hom te volg nie. En is dieselfde met as ons so in 2 gedeel is. Jy kan nie te pragtig lyk in die kerk, maar binnekant is dit vrot en jy's besig met ander dinge. Daar gaan verwoesting in jou lewe wees, guarantee. Maar die Here sê, come to repentance. Maak skoon, maak klaar daarmee. Volg my, net my, niks anders nie. En dan praat Jesus ook van Revelation 2 vers 23, hy praat ook van sy kinders, met ander woorde die geestelike volgelinge wat ook hierin verval het. Hulle sal presies dieselfde pad stap. En hy sê,
en ek sien julle dade en julle sal daarvolgens vergoed word. En dis ook 'n realiteit. Dit waarmee jy jouself besig hou, die vrug waarmee jy jouself besig hou. You will be repaid accordingly to that. Dit het niks met jou redding te doen nie, maar dit het absoluut met jou reward te doen. Die woord sê dit oor en oor. En dan kom Jesus by die amazing belofte van die beloning vir die wat vas staan en oorwin. En hierso sê hy vir sy gelowiges, Revelations 2 vers 24. En nou rig hy sy aandag op hierdie mense wat getrou bly in hierdie gemeente, wat rein bly. So nie almal in hierdie gemeente het begin verval aan afgoderry nie. En dit bring ons net ook by, dis 'n ernstige waarskuwing vir ons as leiers of mense in die kerk, om nie toe te laat dat iets deursyfer of iets geleer word of gepreek word, wat nie op die woord van God gebaseer is nie. Maar Jesus herken die getroue gelowiges en hy maak wonderlike beloftes aan hulle, al is hulle in die midde van hierdie kerk, wat die pot 'n bietjie missit. Hy sê vir hulle, but hold fast to what you have till I come. En dis presies wat die Here vir ons selfs in hierdie tyd sê. Hy sê vir jou vanaand, hou vas aan my, totdat ek kom, totdat jy my sien, hou vas. And he who overcomes, keep my works unto the end. And to him I will give power over nations. So daar's hierdie wonderlike belofte dat ons saam met die Here heers, as ons standvastig kan vasbly aan sy woord en nie kan verval in allerhande afgoderry, wat dit ook al mag wees, wat ons tolereer in ons lewe nie. So die boodskap in Theodora is, dis nie julle se slegte gemeente nie. Hy sê julle doen baie dinge reg, maar Jesus sê hou vas aan wat julle het. Moenie toelaat dat dit wat goed is, deur kompromie van julle gesteel word nie. En onthou wat doen 'n vrot appel. Julle weet mos, hulle praat mos altyd van die vrot appel wat jy moet verwyder uit 'n groepie uit. Want hy het 'n geneigtheid om alles anders vrot te maak. En ek dink dit is presies die boodskap wat die Here ook aan ons gee. Wat is vrot in jou lewe? Raak ontslaaf van dit. Raak ontslaaf van dit. En dis die ondersoek wat ons op onsself moet hê. En dan wat so wonderlik is, die Here hou aan met hierdie wonderlike beloftes. Hy sê, they will rule, I will rule with them with a rod of iron. So hy praat van hierdie gesag wat hy van die Vader ontvang het en wat hy ook vir ons as sy gelowiges gee. En hy praat iets baie mooi, sê, I will give him the morning star. Nou dink ons dadelik, nou hoe gee die Here vir ons 'n morning star? En weet julle wat, dis eintlik so mooi, want as jy gaan kyk na 'n morning star kondig 'n nuwe dag aan. Dis soos daai eerste ster wat die nuwe dag aankondig. En in die Romeinse wêreldtyd wat hulle geleef het, hulle presies geweet wat Jesus hiervan praat. Dis hy praat van hy gaan vir hulle 'n morning star gee. Want dit het gepraat van hierdie groot ster wat helder geblink het en het gepraat van 'n nuwe dag en 'n nuwe toekoms. So dit is ook Jesus se boodskap aan ons. Hy sê vir ons, ek wil vir julle hierdie morning star gee. Ek wil dit aan julle gee. Daar kom 'n nuwe dag. Moenie hoop verloor nie. Julle het deur die stryd gegaan. Julle is getoets. Julle het my woord gevolg. Julle het getrou aan my gebly. Dit is wat Jesus soek. Hy soek 'n getrouheid. Hy praat van 'n binne en 'n uiterlike wat spreek van sy glorie. En as hy na ons kyk, is daar niks vrot in ons nie, want ons deursoek onsself
en ons is heeltyd besig om onsself reg te trek en om dit nie te vermeng met iets anders in die wêreld nie. En dan eindig hy hierdie brief af en hy sê, He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. So, alhoewel Theodora 'n ernstige probleem gehad het dit ook een van die mooiste beloftes gehad. En Jesus maak net hierdie uitnodiging, hoor wat ek vir julle sê en kom tot julle sinne. En God se begeerte is dat elke gelowige net sal vas staan in wat sy woord sê en nie sal mingle met die Jezebels in ons omgewing en waarmee hulle mee besig is nie. Om nie vir die slinksheid van dit te val nie. Mens sien dit nou ongelukkig in baie kerke wat tot val kom. Leiers wat regtig die pot misgesit het. En mense se gehele geloof wat dan in mekaar inval omdat hulle geloof gebou het op iemand of op 'n kerk of op iets. En is nie Jesus Christus nie. Jou geloof kan nie gebou word op 'n pastoor nie of op 'n kerk nie. Because it will come falling down. En waar is jou geloof dan? Maak seker jou geloof is op Jesus Christus gebaseer. Dit is eintlik vir my altyd frightening as ek sien iemand is nie meer by die Here nie omdat 'n kerk hulle gedisappoint het of omdat 'n mens hulle gedisappoint het. Dit is mos nie die Here wat hulle gedisappoint het nie, maar kan jy sien dat wanneer jou geloof op die verkeerde ding gebou is, dan sal jy die Here verlaat as daai persoon jou gedisappoint het. Want jy het geglo aan iets anders. Jy het jou geloof in iets of iemand gesit behalwe Jesus Christus. En hy waarsku ons daarteen. So ja, hierdie is, dis swaar briewe wat ek met my hele hart glo. Jesus skryf vir ons. En hy wil hê ons moet onsself ernstig ondersoek. Nou, ons het vanaand, ek het 2 vrae wat ek regtig wil hê jy moet jouself ondersoek en jy moet vir die Here vra. Weet julle wat so interessant? As jy die Here vra, dan antwoord hy jou. Ons is net nie gewoond daaraan om direk met hom te praat nie. Ons het ergens het iemand ons geleer of ons onsself laat glo. Ons kan nie vir hom vra en hy kan ons nie antwoord nie. So vanaand is daar 2 vrae wat ek wil hê jy moet die Here vra. Die eerste vraag is, wat laat ek toe in my lewe wat ek weet die woord van God staan teen dit? Wat is ek besig om toe te laat in my lewe waar ek weet die woord van God staan teen dit? En die tweede ding, die Jezebels in jou lewe het een doel. En dit is om jou van God te vervreem. So wat tolereer jy in jou wandel saam met Jesus Christus? So dis 2 tawwe vrae en ek gaan dit net so by julle los. Maar ek gaan julle vra om net so vir 8 minute. Wil ek julle moet stil raak. Ek gaan julle in 'n activation invat. Ek gaan vir Ronelli hulle vra om vir ons die ligte af te sit. So ek wil jy moet gou gemaklik raak. En indien nodig skuif weg van jou maatjie wat jy moet nou fokus. En ek wil jy en raak net stil en hê net 'n encounter met hom vanaand. Vra hom, hoor hom en laat hom jou hart shift vanaand. Jy kan lekker hard sit vir ons, hoor. Take in deep, deliberate breaths. In and out. In and out. In and out. Deep,
full breaths. Think of nothing else than Jesus, Abba Father, and Holy Spirit. As thoughts drift in as worries, let them drift away again like clouds. Bring your focus back to Jesus. It's all about Jesus and coming back to your first love. Hear Jesus say, "Behold, I am standing at the door of your heart, and I am knocking. If you hear my voice, open the door to your heart, and I will come in to you, and I will be seated on your heart's throne as your first love." Think about that door to your heart. Picture that door to your heart. See how you open the door for Jesus to come in. Invite him into yourself. Ask Jesus to wash you clean with his blood. Lay everything down. Everything that you are carrying that's so heavy, lay it all down. Ask him to wash you clean. Thank him for his blood. Ask him to clothe you with his robe of righteousness. Thank him for it. With each breath, breathe Jesus in and breathe the world out. Breathe in his peace. Breathe out anxiousness. Breathe in his goodness and breathe out the bad of the world. Breathe in his love for you and breathe out all feelings of hatred, anger, resentment, and rejection. Breathe in his love. Breathe out the world. Breathe in his peace. Breathe out anxiousness. Breathe in his goodness. Allow yourself to be lifted and carried away into his presence. It's all about Jesus and his love for you. Just enjoy his presence and closeness and his love. Ask Jesus to take your hand and ask him to take you into the garden of your heart, but to a special place where you and he can talk heart to heart. See how Jesus leads you to a special place. See how you sit down and where you talk heart to heart. Draw close to him. See how you open your heart to him.
Ask Jesus to forgive you for building protective walls around your heart. Ask Him to break it down. Offer Him your heart. Ask Him to show you the throne of your heart. See what is seated on the throne of your heart. Ask Jesus, Jesus, is there someone or something sitting on the throne of my heart? When He shows you, repent and ask Jesus to forgive you, that He is not seated on the first love throne of your heart. Ask Him to forgive you. Offer Him your heart. Ask Him to bring healing and restoration. Ask Jesus to teach you how to fall in love with Him again with first love, abandoning everything for Him as your first love. Just spend time feeling His love and His presence. Allow Him to work with your heart. Give your heart to the heart surgeon. Allow Him to give healing and to bring restoration. Ja, Here, ek bid net vir ons almal vanaand. Here, dat U ons sal wys, Here, as daar enige iets is in ons lewe wat ons besig is om toe te laat, dat U eintlik ons oor aanspreek. Here, en ek bid vir elkeen wat daai besluit moet neem om dit neer te lê en dit oor te gee vir U. Ek bid dat U vir hulle daai krag en daai capacity sal gee om dit neer te lê en om U te vertrou, om die pad te stap saam met hulle. Here, en ek bid net vir elkeen om 'n hartskonneksie met U te maak, sodat hulle dieper en hoër saam met U kan gaan en sodat hulle hierdie avontuur saam met U kan beleef, Here. Dankie dat U ons roep vir soveel meer. En dankie dat U vir ons 'n geleentheid gee om alles reg te trek in ons lewe voordat dit te laat is. Ons eer U daarvoor. Seën elkeen wat vanaand gehoor gee aan die woord en wat dit volg met hulle hele hart, Here, en wat moeite daarmee doen en wat erns daarmee maak. Ons bid dit in die pragtige naam. Amen. Mag julle 'n geseënde week hê en julle is regtig die brawes vanaand, hoor. Sien julle volgende week.